Twee mans loop langs die rivier in Californië. Hulle naam is George en Lenny. George is klein en slim. Lenny is baie groot en sterk, maar hy dink soos 'n kind. Hulle is vriende en hulle werk saam op plase. Hulle hardloop weg van hulle vorige werk. Lenny het 'n probleem gehad met 'n meisie. George is moeg en kwaad vir Lenny. Lenny hou baie daarvan om sagte diere te vat. Hy het 'n muis in sy sak, maar hy het dit doodgemaak. George vertel Lenny van hulle droom. Hulle wil 'n klein plaas koop en daar woon. Lenny kan dan konijns versorg. George sê Lenny moet terugkom na hierdie plek as daar moeilikheid is. Hulle eet boontjies by die vuur en slaap buite. George en Lenny kom by die nuwe plaas aan. Hulle ontmoet Candy, 'n ou werker met 'n hond. Die baas is kwaad omdat hulle laat is. Die baas se seun, Kirley, is 'n klein, onvriendelike man. Kirley dra dikwels handskoene. Kirley soek altyd vir sy vrou. Kirley se vrou is mooi en praat met die mans. George waarsku Lenny om weg te bly van Kirley. Hulle ontmoet slim, gerespekteerde voorman. Hulle ontmoet ook Garrelson, ander werker. Candy se hond is baie oud en siek. Die mans bly in 'n groot slaapkamer saam. George vertel Lenny weer van hulle droomplaas. Lenny is baie opgewonde oor die konijns. George praat met slim oor Lenny. Hy vertel hoe Lenny 'n vrou se rok aangeraak het. Dit het groot probleme veroorsaak. Candy se ou hond is baie siek. Niemand wil die hond hê nie, behalwe Candy. Slim neem die hond buite en skiet dit. Candy is baie hartseer. George, Lenny en Candy praat oor hulle droom. Hulle wil 'n klein plaas koop. Candy bied aan om geld te gee om te help. Die droom lyk nou moontlik. Maar dan kom Shirley binne. Hy soek sy vrou en is kwaad. Hy begin 'n geveg met Lenny. Lenny breek per ongeluk Shirley se hand. Die verhaal gaan na Crooks se kamer in die stalle. Crooks is die swart stallewerker en hy woon alleen. Lenny kom by sy deur staan omdat hy George soek. Eerstens wil Crooks nie met hom praat nie, maar dan verander hy van plan. Hy laat Lenny binnekom en hulle begin gesels. Crooks vertel hoe eensaam dit is om die enigste swart man op die plaas te wees.
Kande kom ook binne en hulle praat almal oor die droomplaas. Crooks dink hulle is mal, maar hy sê hy sal ook saamwerk as dit waar is. Dan kom Shirley se vrou by die deur. Sy is ook eensaam en soek geselskap. Die mans wil nie met haar praat nie en sy word kwaad. Sy maak Crooks bang met lelike woorde. Nadat sy weg is, voel Crooks weer alleen en sê hy sal nie saamwerk nie. Die droom voel nou minder moontlik vir almal. Lenny is alleen in die skuur. Hy speel met sy dode hondjie. Hy is hartseer omdat hy dit per ongeluk doodgemaak het. Shirley se vrou kom binne. Sy praat met Lenny oor haar lewe. Sy sê sy wou 'n filmster gewees het. Sy voel baie alleen op die plaas. Lenny vertel van sy droom oor die klein plaas. Hy sê hy sal konyne hou. Sy laat hom haar hare aanraak. Hy hou haar hart vas en sy skreeu. Lenny is bang en skud haar. Hy breek per ongeluk haar nek. Hy hardloop weg na die bos. George kom terug na die rivierbank. Hy dink aan Lenny en hul droom. Lenny kom daar aan en is baie bang. George vertel vir hom die storie oor hul plaas weer. Hy sê Lenny moet na die berge kyk en die storie verbeel. George haal Carlson se geweer uit. Lenny sê hy is jammer en vra of George kwaad is. George sê nee, hy is nie kwaad nie. Hy sê Lenny moet vooruit kyk na die berge. Dan skiet George Lenny agter in die kop. Lenny val dood sonder om te skree. George gooi die geweer weg. Die ander manne hoor die skoot en kom hardloop. Slim verstaan wat gebeur het en troos George.